Hoe skep jy orde in chaos? Ons gaan soms deur seisoene, tydperke in ons lewe waar daar werklik chaos om ons is. Ek is nou onlangs deur 'n seisoen soortgelyk waar my hele huis onderstebo was. Hier was steierwerk hier binne, ons het geverf van mure, ons het plafonne reggemaak en dit het vir 'n hele klompie weke so aangegaan. Dit was totale chaos, my meubels was oral oor die plek en dit het 'n impak op my gehad. Maar soortgelyk, soos dat ons soms deur tydperke gaan van eksterne chaos, so gaan ons soms deur tydperke van interne chaos, waar die lewe met jou gebeur, waar dit voel asof alles uitmekaar uitval, waar jy onseker voel, waar jy deur dalk rou gaan, of finansiële onsekerheid, of smart, of spanning, of iets intern is besig om totale chaos te skep binne jou. En dan die vraag is, hoe begin jy om orde te skep in daardie chaos? Hoe begin jy om tussen al daardie dinge, ekstern of intern wat aan die gang is, hoe neem jy treetjies om jou stadig maar seker weer op te bou? En dan sou ek sê, mens moet regtig klein begin. Jy moet eerstens identifiseer, dit is 'n tydperk van chaos wat jy in is. En saam met daai sinnetjie, die tydperk gedeelte dui aan, dit is net 'n seisoen. Dit is nie jou hele lewe wat chaos is nie. Dit is nie permanent die geval nie. Ek besef ek is nou in 'n seisoen van chaos en ek kan dalk nie heeltemal die persoon wees wat ek myself as normaalweg ken nie, die produktiewe persoon wat alles onder beheer het. Dan kan ons begin kyk na praktiese stappe wat jy wel kan neem om te begin om bietjie orde te skep in die chaos. So, begin deur te sê, ten spyte van al die chaos en alles wat op die verkeerde plek is en alles wat deurmekaar is, ek maak elke dag my bed op. En dan kan jy trots wees daarop en jy kan jouself prys amper dat jy daardie klein taakie gedoen het. En as jy later kans kry, pak die skorrelgoed weg, of was die skorrelgoed, of maak die kombuisoppervlakte skoon, of gaan neem 'n stort. Persoonlike higiëne maak 'n geweldige verskil in ons vermoë om situasies te kan hanteer. Jy gaan moet kyk na dat jy genoeg eet. So maak vir jou 'n goeie maaltyd wat jou krag gaan gee om daardie chaos te hanteer. As jy nie 3 etes 'n dag kan maak nie, probeer dan vooruit etetjies maak vir 'n paar dae dalk, wat jy weet jy gaan nie die energie hê elke dag, elke ete om kos te maak nie, maar jy het goeie kos wat gereed is, wat jy net kan vat en kan eet. Dit is klein treetjies, maar dit is klein treetjies wat 'n geweldige verskil maak. Rus as jy moeg is. En dan wanneer jy besef het, jy het rus nodig, het jy ook iets anders nodig, en dit is dat jy het beweging nodig in jou liggaam. So, gaan stap vir so 10 minute en kom uit en kry vars suurstof in en kom in kontak met die natuur en dit gaan vir jou help om net beter in staat daartoe te wees om chaos te kan hanteer. Maar ons moet ook kyk na die verstand en die siel. So, 'n goeie gewoonte in 'n seisoen van chaos, en ek praat spesifiek van 'n seisoen van innerlike chaos, is om 'n dagboek te hê en elke aand net so 'n bladsytjie daarin te skryf. En daarmee sit jy die chaos wat in jou brein is en in jou hart is neer op papier en dit kom uit jou uit. En is 'n goeie manier om mens gemoed bietjie te help stabiliseer. Die beste ding wat jy kan doen
in 'n seisoen van chaos, in 'n seisoen van vreugde, in 'n seisoen van chaos, maak nie saak wanneer nie, maar spesifiek ook in 'n seisoen van chaos, is om regtig aan die Here vas te klou, soos 'n klein kindjie aan sy ma sou vasklou, aan sy pa sou vasklou, absoluut afhanklik en afwagtend vir troos. Vlug na die Here toe, soveel as wat jy kan. En hou aan hom vas met alles wat jy het in jou seisoen van chaos en weet, hy sal jou nooit verlaat nie en hy sal jou daardeur dra. En dan met tyd sal jy sien, as jy al hierdie soort van dingetjies doen, sal jy sien, dis baie stadig, maar stelselmatig, jy moet baie geduldig wees met jouself. Stelselmatig is jy besig om orde te skep in jou chaos.